Let us bow our Laat heads ons for a ons word of hoofde buig prayer. vir 'n woord van gebed. O Lord, we are O grateful Here, to Thee ons is tonight dankbaar for teenoor this U vanaand another hiervoor, grand nog 'n privilege groot that we voorreg have wat to ons het come om in in Thy U presence teenwoordigheid te kom, to offer om to aan Thee U our ons thanksgiving danksegging te betuig and to sing the hymns of the church en om die liedere and van to die kerk worship te sing Thee with all en om of U te our aanbid heart. met ons hele hart. And we would pray, En Lord, ons sou that bid, if Here, dat there as be daar enigiets anything teen against ons us op on U Thy boeke books is vanaand, tonight, soos ons as ons we confess verkeerde our bely, wrongs, may the blood of Thy Son mag Jesus die bloed cleanse van us U from Seun all Jesus ons unrighteousness. reinig van alle ongeregtigheid. And we would pray, Father, that You would heal the sick tonight that is here, En that's ons sick sou and bid, needy. Vader, dat U die sieke May sal You genees send vanaand Your wat hier is, word wat and siek en make behoeftig is. them to believe Mag U on U woord Thee, stuur en hulle on in U Thy laat glo provision for en their aan U health. voorsiening vir hulle gesondheid. We pray, Lord, that You'll bless the Philadelphian church that's sponsoring this meeting tonight. Ons bid, Here, dat Bless U die its Philadelphia pastor, kerk our sal seën wat brother hierdie diens Meade. vanaand borg. Seën And sy we pray pastoor, that You'll ons broer supply Meade, all en ons that bid they dat U have alles sal need voorsien of wat hulle for nodig this het journey. vir hierdie reis. May it grow in grace and in power and in Mag dit membership. groei in genade en in Bless other krag en churches in who are lidmaatskap. coming in with the Seën ander fellowship of kerke this wat inkom in die meeting tonight. gemeenskap van hierdie diens We would vanaand. ask that You Ons sou would vra bless dat U all almal that's sal seën present. wat teenwoordig is. And our beloved brother Joseph, who leaves us En now ons for geliefde the broer foreign Joseph fields, wat ons nou verlaat vir die let the vreemde angels velde. of the Lord Laat go die with engele him van and die Here saam met hom instruct him gaan en hom onderrig make his path en sy pad skoon maak clear voor hom before uit. him, that he will not walk and Dat hy stumble, nie but sal wandel en the struikel nie, hand of maar die God hand will van be God with met him hom to sal wees uphold om him. hom te ondersteun. Get glory Ontvang unto die eer vir Thyself, U Lord, self, and Here, finally en at the uiteindelik aan die end einde of van the die reis. journey, En wanneer when daar time nie meer shall tyd be sal no wees more, nie en met die blend into ewigheid sal eternity, saamsmelt, may we meet at Thy throne as mag unbroken ons by U families, troon ontmoet as sang the ongebroke redemption families song. wat die For we verlossingsliedere ask it in sing. Jesus' Want ons name. vra dit in Amen. Jesus naam. Amen. You may be seated. Mag maar sit. I am very grateful tonight for the privilege of being here in this Ek is baie dankbaar vanaand vir die voorreg om hier te wees in hierdie diens, vir die afskeidsdiens vir broer Joseph. As we have explained it this week, Soos that ons dit hierdie week it was verduidelik almost het, an dat dit amper 'n accident ongeluk was, maar or I would not want ek sou to dit nie place it so that way. wou stel nie. I would say that it must have been the divine leading of the Holy Spirit. Ek sou sê dat dit die goddelike leiding van die Heilige Gees moes gewees het. This week. Ek was veronderstel om in die Fiji-eilande te wees hierdie week en volgende week of môre sou ek begin in Sydney, Australië. But somehow I Maar op een of ander manier iets het gebeur dat ek dit moes uitstel 'n paar weke voor ek ingegaan het. Our loyal and beloved brother Billy Graham has Ons getroue en geliefde broer Billy Graham het nou vertrek en miskien is dit die beste dat hulle net 'n bietjie herstel van die groot diens wat hy gehad het. And then it's time for the full En dan is dit gospel tyd to vir die spread. volle evangelie om deur die land te versprei. En ons bid dat God dit sal help om waar te wees. We are certainly soliciting the prayers of this Chicago people. Ons vra beslis die gebede van hierdie Chicago mense om vir my I te know bid. that it will be a Ek weet dat dit real 'n rough baie job. rowwe taak sal wees. But we Maar do not ons want wil dit to nie ontwyk shirk, nie. no matter how Maak nie rough saak it hoe is. rof dit is nie. We Want know ons the ken die treatment that behandeling Billy wat got, Billy gekry het. And we know the treatment that Oral Roberts got. And I En expect ons to ken go die behandeling wat get Oral my Roberts share. gekry het en ek verwag om my deel te gaan haal. If Maar it's my lot, as dit my lot is, ons kan nie huis toe gedra word hemel toe op 'n blom besaide bed van gemak, terwyl ander geveg het om die prys te wen en deur bloederige see gevaar het. You know the old hymn. And we love to take our Julle part. ken die ou lied en ons hou daarvan om ons deel And te so neem. now I En pray, so bid Joseph, ek God nou be with Joseph, you. God met jou sal wees. There was just one thing that Daar was net een ding wat ek nie net presies goedgekeur het vanaand nie,
Ek het net miskien op die verkeerde tyd hier gekom. Ek het ingekom en ek het hulle hoor sê dat hulle offerande opneem om vir my te gee. Dit behoort Joseph te wees. Vat jy dit, broer? Sien? Ek moet broer Osborne se medewerker ontmoet en hy het my net so 'n wonderlike uitnodiging gegee van broer Roberts of broer Osborne het hom vanmiddag geskakel. Of hy het met hom gepraat, wou hy ek moet afkom om by sy huis besoek. Broer Osborne se film is hier gewys vanmiddag en ek weet dat julle dit waardeer het. Julle sien dit waar ons pogings aangewend word om te probeer sien waar hulle die beste sal ontmoet. En die broer Osborne soos ek sou hy miskien die hele tyd op die oorseese velde bly as hy finansiëel in staat was. Die Amerikaanse mense het die geld en die mense daaroor kan uit die evangelie nodig. So julle sien dis waarom ons harte bloei. Ons het ons Amerikaanse broers lief, maar die ding is dat hulle sterf sonder om Christus te ken. Hulle het nie die geleenthede wat julle hier het nie. Wanneer jy dink aan Bombay en Calcutta, waar daar op en af in die strate duisende op sterwe lê, doodgaan van die honger en moeders met hulle klein babetjies, hulle maagies opgeswel van die honger. Daardie moeder wat lê bedel vir net 'n penny of 2 pennies om sy lewe te probeer spaar. Hoe kan jy dan in vrede gaan sit en eet wanneer daar so iets aan die gang is? Julle behoort net een of ander tyd 'n reis te onderneem, dan sou dit anders wees. Sou dit anders wees as julle dit ooit gesien het. En klein swart seentjies in Afrika wat nie weet wat 'n regter of linkerhand is nie, nog nooit 'n bad in sy lewe gehad het nie. En wat daar staan met sy handjies uit, nog nooit in sy lewe die naam van Jesus gehoor het nie. En hy het net soveel reg om van Jesus te hoor as wat ons kinders het. So dis op my hart om so gou as wat ek kan by hulle uit te kom en hulle te help. En ek weet dis die las van broer Osborne en broer Joseph. En wie ook al daar die velde besoek, jy is nooit weer dieselfde nie. En ek wil graag sê as daar dalk party van die amptenare van hierdie goeie skool sou wees, wat ons die geleentheid gegee het om hierdie byeenkoms hier te hou vanaand. Ek wil hulle bedank in die dieptes van my hart om vir ons hierdie skool auditorium te gee vanaand. May the Lord bless them richly. Mag die Here hulle ryklik seën en ek glo dis geskrywe in die skrifte. Wat julle dan nou ook al aan hierdie geringstes van my gedoen het, dit het julle aan my gedoen. Mag daar die beloning terugkeer na hierdie skool. En nou ek veronderstel binne 'n paar dae sal ek bo in Cleveland, Tennessee wees en dan van daar af onder in Kalifornië in en miskien teen daardie tyd gereed om weer oor see te gaan. So bid vir ons, God seën julle. En hierdie was 'n wonderlike tyd van gemeenskap by al die plekke wat ek besoek het. And now tonight I want to call your attention to just a line of a verse found in Jeremiah. En nou vanaand wil ek julle aandag vestig op net 'n vers reël wat in Jeremia 8:22 gevind word. Like lees soos volg: Is there no balm in Gilead? Is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Jeremiah many hundreds of years ago was Jeremia is baie honderde jare gelede deur Jehova beveel om in die poorte van die stad te staan en hierdie vraag te vra: Is there no balm in Gilead? Or is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer daar nie? The question is why? Die vraag is, waarom dan, het hy gesê, het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? The word why Die woord waarom
asked God that het question. daardie vraag gevra. When God has made a way for people Maar wanneer God 'n weg gemaak het vir mense om van gevaar te ontsnap, sickness or of van troubles siekte or of probleme disaster, of rampe te ontsnap, provides a way of escape and the people turn it down and refuse 'n ontsnappingsweg voorsien en die mense volg dit nie en weier dit, dan vra God, waarom? Wat is die rede waarom julle dit nie aanvaar nie? Like in the scriptures found in the book of 2 Kings. Soos in die skrifte gevind in die boek van 2 Konings, die eerste hoofstuk. Ahab, the unruly king of Samaria, Agab, die onregmatige koning van Samaria, het gesterf en sy seun het sy plek ingeneem. And he was an ungodly man just like his father, En hy was 'n goddelose man, net soos sy vader, and one Ahasia, day when he was en walking eendag, in his toe hy porch, op sy he stoep fell geloop het, through the het hy deur lattice. die traliewerk geval. Falling to the ground, he Toe hy injured op die grond himself geval het, and het hy some homself beseer disease set into en his een of body. ander siekte het in sy liggaam begin. And then he called two of his soldiers, or temple guards, En toe het hy 2 van sy and soldate sent them up of to tempelwagte Ekron, geroep to en the hulle na temple Ekron of gestuur, Beelzebub, na die tempel van Baal-Zebub toe, the god of that country, which was a die devil god van god, daardie land, wat 'n something duiwelgod like was, a fortune iets teller. soos fortuinvertellers. And he said, go and inquire by Beelzebub, by En hy het the gesê, prophets gaan of en doen Beelzebub, navraag by am Baal-Zebub, I going by to die come profete off van of this Baal-Zebub, bed or not? gaan ek van hierdie bed afkom of nie? And as they started, the angel of the En toe hulle Lord begin come gaan to het die Elijah engel the van die Here Tishbite, gekom na Elia the die true Tisbiet, prophet of God, die ware profeet van God, and told him what was going on and said, go en hom stand vertel wat in the aangaan way en gesê, gaan staan in and die head pad these men en off. keer hierdie manne voor. And he did. And he said to them, is not En hy there het- a God in En hy het vir Israel? hulle gesê, is daar nie 'n God in Isn't Israel there nie? a prophet Is daar nie in 'n profeet in Israel that you Israel can consult wat julle kan about these raadpleeg matters? oor hierdie Why do sake you nie? go up to Waarom gaan Beelzebub? julle na Baal-Zebub toe? It wasn't because there wasn't a God in Israel. Neither was Dit it was nie because omdat there daar wasn't nie a 'n God in prophet Israel was Israel. nie. Dit was ook But nie it omdat was the daar nie 'n king's profeet in Israel was nie. stubbornness Maar dit was and his die koning se hatred for eie the hardkoppigheid true en sy prophet haat of vir die Israel. ware profeet van Israel. It wasn't because that God hadn't supplied. Dit was nie omdat God nie die geneesmiddel It voorsien was het nie. because that Dit was omdat hy he te was too hardkoppig was stubborn en hy he nie didn't van like Elia gehou het Elijah nie. because Elijah had predicted all Omdat the evil Elia al die that boosheid happened to his voorspel het father. wat met sy vader gebeur het. Therefore he had created by the habits of his home Daarom het hy gemaak to deur die hate a gewoontes man van of sy huis God, om die man to van God te haat, despise him om hom te and verag reject en him. hom te verwerp. And if you reject the true and living God, there's En as only jy die ware en one lewende other God thing you can verwerp, go to, that's is daar an net een untrue ander God, ding waarna toe jy or kan a gaan. false God. Dis 'n onware God of 'n vals God. If this people of this nation refuses As to hierdie serve mense the van true hierdie and volk living weier God, om die there's ware only en one lewende thing God te left dien, for them to accept, is daar that's net the een ding false oor vir hulle God. om te aanvaar, dis die vals God. If there is a true religion of Jehovah and people refuse As to daar 'n walk ware in godsdiens that van Jehova religious is en mense order, weier om then in there's daardie only one thing godsdienstige for them to orde do, te that's wandel, find dan is daar net some een ding other vir hulle false om te way. doen, dis om 'n ander vals manier te vind om daarin te wandel. And how foolish it seems to the mind, En hoe dwaas lyk dit vir die verstand, vir die redelike verstand wat kon uitredeneer. Waarom iets vals neem wanneer jy iets egs kan hê? Why would man go after the things of Waarom the sou die world to mense agter die satisfy dinge that van die wêreld thirst aangaan that's om in daardie him? dors te God bevredig wat in hom created is, that thirst for him wanneer to God thirst daardie after dors vir hom God. geskep het om na God te dors? Why would he satisfy it with drinking and gambling and carousing
Waarom sou hy dit bevredig met drink en dobbel en vyf, wanneer daar vrede en vreugde en langmoedigheid en goedheid en genade in God is? Waarom sou 'n man homself valslik vol giftige drank vul, om hom te laat uitgaan en sorgeloos wees? Net om te weet dat hy sy siel verdoem het en sy liggaam siek gemaak het, wanneer daar 'n gees van die lewende God is wat hom ewige vrede en bevrediging kan gee. Waarom sou 'n man of 'n vrou sigarette rook om hulle senuwees te probeer kalmeer, wanneer hy die lelie van die dale is? Waar kry jy opium? Van die lelie, dis waar opium vandaan kom. En hy is die lelie van die dale. The things that you need to quieten your nerves. En hy het al die dinge wat jy nodig het om jou senuwees stil te maak. Jy hoef nie te rook nie, dit sal jou doodmaak. Ek dink dis Reader's Digest wat sê, daar sal 133,000 Amerikaners sterf hierdie jaar as gevolg van die rook van sigarette. En waarom sou jy dit doen, om jou senuwees stil te maak, wanneer jy in die huis van God kan inkom, en vrede en rus vind? Lyk of daar iets verkeerd is verstandelik, soos dit was met Ahasia. Dis omdat jy iets in jou geskep het. O, ek hou nie daarvan om kerk toe te gaan nie. Ek sou nie daardie soort persoon wil wees, dat as ek sigarette moet opgee, my drinkry moet opgee, en ek sou net nie daardie soort godsdiens wil hê nie. Wel, dis net soos Ahasia was, as hy nie van God wil hoor nie, dan moes hy iets vals hoor. Daar's mense vandag, dis net soos hierdie. 'n Man wat sterf op die drempel van 'n dokter se kantoor, wanneer die dokter in die gebou die geneesmiddel vir sy siekte het. Maar hy weier om dit te neem. As die man 'n siekte het en die dokter het die geneesmiddel daarvoor, en die man mag op die dokter se drempel lê. Maar as hy weier om sy medisyne te neem, sal hy op die drempel sterf. Jy kan nie die dokter blameer nie. Die dokter sou hom die medisyne gee wat hom sou genees, as hy net sou kom dit neem. Maar dit is nie die dokter se fout nie. Hy het die geneesmiddel. Maar die man is daar koppig om dit te neem. Wie se fout is dit dan? So is dit vandag, dat baie mense sterf voor die kerk. Op die trappe, in die kerkbanke, sterf in hulle sondes, omdat hulle weier om God se balsem te aanvaar, wat in Gilead is. Hulle sterf in hulle sondes, omdat hulle dit weier, nie omdat daar nie enige daar is nie, maar hulle weier net om dit te neem. Wat sal hulle dan neem? Hulle moet iets vals neem in plaas daarvan. Dis nie omdat daar niemand daar is nie, want daar is. Maar mans en vroue weier net om dit te neem en hulle sterf. Sterf in die kerk, sit in die dienste en luister aand na geïnspireerde profete van God, wat die woord vreesloos neem en dit uitlê. Julle moet wedergebore word. Mans en vroue sit in die banke en sterf en sink in totale wanhoop en vernietiging van God. Nie omdat daar nie genade en verlossing is nie, maar omdat hulle weier om dit te ontvang. Is daar geen balsem in Gilead nie? Waarom is die dogter van my volk dan so siek? Is daar nie 'n geneesheer daar om dit te bedien nie? Sekerlik daar is. God het nog sy profete. God het nog sy balsem, en God se dogter is siek.
en sy het nie gesond geword nie. Maar dit is nie omdat daar geen balsem is nie. Daar is nie omdat daar geen profeet is nie. Maar dis omdat die dogter geweier het om die medisyne te neem. Dis waar. Medisyne, as jy die medisyne weier, dan is daar niks om te doen nie. Nou medisyne moet getoets word. Hulle neem medisyne en hulle eers wanneer hulle toksine kry en wat hulle dink is vir een of ander kwaal, probeer hulle dit op proefkonyne. En hulle neem die toksine nadat die wetenskap vir 'n lang tyd daaraan gewerk het. En hulle spuit dit in 'n klein proefkonyn in en hulle hou sy reaksie dop. As dit nie die proefkonyn skaad nie, dan gebruik hulle dit op mense. Maar medisyne is 'n kans om te vat. Want sommige medisyne wat een mens sal help, kan 'n ander doodmaak. So jy moet dit dophou, want dis soms, jy moet seker wees dat jy weet wat jy doen. En later dokter wat weet hoe om dit te gee, dit vir jou gee. Iemand in wie jy vertroue het. En nou ons hoor soveel vandag van hartsiektes. Hulle sê dat hartprobleme die nommer 1 moordenaar in Amerika is. Hartprobleme is nie die nommer 1 moordenaar nie. Dis sonde wat die nommer 1 moordenaar in Amerika is. Sin is what does the killing. Medicine. Sonde is wat doodmaak. Medisyne, jy mag in staat wees om jou liggaam 'n rukkie te lap. En daardie liggaam gaan sterf in elk geval. Dit gaan terug na die stof van die aarde. Maar daardie siel sal vir altyd iewers lewe. Dis die moordenaar, 'n sonde vir die siel. Dis nommer 1 moordenaar in Amerika. Soveel mense sê, ek moet net dit doen. Ek moet net dat doen. Iemand het vir my gesê nie lank gelede nie gesê, Billy, ek sou graag 'n Christen wou wees. Maar ek het 'n gewoonte gehad dat ek dit van my vader geërf het. En hy het gesê, daardie gewoonte is kaartspeel, dobbel. Hy het gesê, dis erger as enige ander gewoonte. En hy het gesê, ek moet net kaart speel. Ek het 'n tyd gelede met 'n vrou gepraat en sy het net so swak gelyk. Sy het iewers in haar jonger dae hierdie advertensie opgemerk op die televisies en advertensieborde van pragtige vrou wat sigarette rook en die maatskappy sê dat dit jou maar sal maak. Dis toe hulle produk aan die publiek verkoop het. As dit jou maar maak, is dit omdat jy sterwend is. Dis TB en kanker wat jou maar maak. Sy het gesê, ek moet net rook. Ek's 'n slaaf daarvan. Wel, jy hoef nie 'n slaaf daarvan te wees nie. Daar is 'n balsem in Gilead. Daar's 'n balsem in Christus. Daar is 'n geneesmiddel daarvoor. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy hoef nie te drink nie. Jy hoef nie te rook nie. Jy hoef nie te dobbel nie. Die rede waarom jy dit doen, omdat jy die geneesmiddel weier. Jy sal sterf op die kerktrappe totdat jy die geneesmiddel neem wat genees. Dis wat bevredig. Dis wat sonde wegneem. Hulle sê, ek kan dit nie help nie. Jy kan dit help. Wat as die man wat op die dokter se trappe lê gesê het, hoe ek weet hy het die medisyne daar binne om hierdie siekte te genees, maar ek kan net nie ingaan nie.
Hoekom kan jy nie ingaan nie? En in hierdie geval word jy selfs ooreed en probeer jy intrek vir die sonde van jou siel, maar tog sal mense dit nie doen nie. Wat is sonde? Dis jou ongeloof. As jy God geglo het, sou jy na Golgotha haas net so vinnig as wat jy kon. God het 'n geneesmiddel vir ongeloof. No wonder people don't believe in divine healing these days. Don't believe in the baptism of the Holy Spirit. Geen wonder mense glo deesdae nie in goddelike genesing nie. Glo nie in die doop van die Heilige Gees nie. Dis omdat hulle nog nooit teen ongeloof ingeënt is nie. Nou daar was 'n tyd toe daar geen toksine was vir witseer keel nie. Baie het gesterf omdat daar geen toksine was nie. En daar was 'n tyd toe daar geen toksine vir tyfuskoors was nie, maar hulle het vandag toksine vir daardie goed. En daar was 'n tyd toe daar geen balsam in Gilead was vir jou sondes nie. Maar daar is vandag 'n balsam in Gilead. Want vandag in die huis van Dawid, die stad van Dawid, in die huis van God, is daar 'n fontein oop vir die was en reiniging van die onreine. Daar is 'n fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are, waar ongelowiges onder die vloed gedompel al hulle skuldvlekke verloor. Mans en vroue wat in die gelykenis van God gemaak is staan en sê dat God se woord nie reg is nie. Hulle betwyfel hierdie en hulle twyfel of dit so is of nie. Daar is 'n fontein om daarvoor te sorg. Soos ek gepraat het in die praatvaart onderhoude vandag in 'n paartjie, 'n man en sy seun ontmoet het, het ek gesê jy kan nooit vorentoe gaan totdat jy volkome tevrede is. En sonder 'n swempie twyfel weet jy wandel in God se wil nie. Dan wanneer jy weet dat jy in God se wil is en in sy weg wandel, kan niks jou stop nie. Want jy weet waar jy staan, jy weet waar jy op pad is, en jy weet wat jy in jou gedagte het, jy weet wat die wil van God is, en dan kan jy dit doen. Nou toe God gereed gemaak het om 'n voorsiening te maak vir sonde in die Ou Testament, was dit nie te seker nie. Omdat hy dit geneem het onder die offerleiding van diere, soos die proefkonyne en sopoorts, en daar was geen gees in daardie diere wat kon terugkeer na die aanbidder. Wanneer die bloedsel gebreek is en die lewe van die dier geneem is nie. Maar God het nou 'n seker geneesmiddel, en jy hoef nie te draai nie. Dit sal almal help, want wie ook al wil mag kom en vrylik van die waters van die lewe neem. Dit sal nie een help en 'n ander doodmaak nie, want dit sal almal help. Wie ook al wil mag kom. Ongelowiges word uitgenooi dat hulle self kan was en ingeënt word teen hulle ongeloof. Dis 'n seker geneesmiddel, 'n dubbele geneesmiddel wat God vir jou het. Nou, dit is bevraagteken, maar eendag onder op die Jordaanrivier toe 'n ou prediker, wat daaronder gestaan het met 'n stuk kameelvel om hom gedraai, wilde sprinkaan en heuning geëet het vir sy vleis. Het God nie 'n proefkonyn gestuur nie, maar het sy eie seun gestuur vir die toets van hierdie inenting of balsam. En sodra hy gedoop is, het die hemel geopen en God het in die vorm van 'n duif wat uit die hemel neerdaal 'n spreek en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, op hom gekom. Wat het dit gedoen? Dit het hom ingeënt van alles wat sonde genoem word. Hy is op alle maniere versoek soos ons word, tog sonder sonde. En toe in sy dood het hy gesterf soos 'n mens, soos 'n menslike wese. Maar die inenting het gehou op Paasoggend.
Dit het hom opgewek uit die dood en die bande van die dood en seels van die graf gebreek en het weer opgestaan om te bewys dat hierdie inenting van ewige lewe wys is deur God se eie seun dat dit die dooie sal opwek. Toe dit in sy liggaam was en hy rondgeloop het met dit daarin, het hy die siektes genees, hy het dit gedoen deur visioene wat God hom gegee het. Hy het gesê in Johannes die 5de hoofstuk in die 19de vers, Voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks doen totdat hy sy Vader dit eers sien doen nie. En hy het gedoen deur visioen wat die Vader hom gesê het om te doen. Toe, nadat hy bewys het die serum van God so genees van sonde en hou in die uur van versoeking. Dit sou nie net dit doen nie, maar dit sou wonderwerke doen deur die krag van God, deur hierdie balsem wat in Gilead was. Nie net dit nie, maar nadat jy dood is en in die graf gelê het, sal dit jou weer oprig. Die serum het gehou. Dis die balsem van Gilead, die balsem van die hemel wat God vir sy seun gegee het, om hom in te ent, om die bewys te bring. Nie 'n proefkonyn vir medisyne nie, maar 'n seun uit die hemel wat bewys wat hy was. En hy het dit geneem en is gesalf met die Gees en God het in hom wonderwerke en tekens gedoen. Toe het hulle sy menslike lewe doodgemaak op Golgotha. Hy het gesterf en in die graf ingegaan en 3 dae en nagte daar gelê. Maar op die 3de dag het hy die bande gebreek en weer opgestaan. Want hy het gesê, hierdie inenting, hierdie balsem sal my weer laat opstaan in die laaste dae. Dit sal my opwek na 3 dae. Nou, hy het dit voorgeskryf vir sy disippels en hy het gesê, moenie na een of ander kweekskool toe gaan om te leer preek nie, maar wag in die stad van Jerusalem, totdat julle ingeënt is met die toksine uit die hemel. Wat vir julle sal sorg, wat julle sal hou in die ure van versoeking. En met hierdie toksine, wanneer julle daarmee gesalf is dit ewige lewe. Ek wil hê julle moet in die hele wêreld ingaan en die evangelie aan elke skepsel verkondig, elkeen inent wat sal glo. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Broer, suster, omdat die wêreld groepeer in duisternis en sonde, dis nie omdat daar nie 'n balsem in Gilead is nie, dis omdat mense weier om dit te neem. Dis nie omdat daar nie 'n mag is wat mens sal wegneem uit die kroeg van die potspeltafels af nie. Dis nie omdat daar geen genade in God is wat in jou hart sal instort, wat jou reg sal laat lewe en reg laat optree en reg wees nie. Dis omdat hulle weier om dit te neem. Dis waarom die dogter, God se dogter, die kerk so siek is. Dis nie omdat daar nie 'n geneesheer, 'n dokter van hierdie siekte, 'n prediker is wat die waarheid sal vertel en dit preek nie. Ons het hulle, baie van daar. Dis omdat die dogter dit nie wil neem nie. Daar's baie medisyne. Maar die mense sterf reg in die kerk, sondig. Hulle sterf op die drempels. Hulle sterf deur verby die kerke te gaan, omdat hulle weier om die inenting te neem. Nou daarna het hulle hierdie 120 vergader in 'n bofortrek en met eens en daar dieselfde gees daar neergedaal. Soos 'n magtige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En 120 is ingeënt teen die dood en teen sonde, deur die toksine van die Heilige Gees wat op hulle gekom het. Hulle het oral uitgegaan gepreek. Tekens, watter soort tekens? Dieselfde tekens wat met hom was. Die hoofdokter, dieselfde tekens wat vir Jesus, hulle Here gevolg het. Dieselfde tekens van ewige lewe. 'n man wat in die skaduwee van die dood lê. Hulle het die woord van die Here Jesus gespreek en hy het op sy voete gespring en hy het lewe gekry.
Because they had something to give Hoekom? him. Omdat hulle iets gehad het om vir hom te gee. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. Die einste tekens wat Jesus gevolg het toe hy gekom het soos dit was, die proefkonyn om te bewys die serum was reg, die balsem was reg. Die een wat gekom het om dit te bewys het niks teruggehou nie, maar hy het vir daardie fariseërs gepreek en hulle skynheiliges en slange in die gras genoem. Hy het nie uitgegaan vir gewildheid nie. Hy het na sy eie toe gekom en sy eie het hom nie ontvang nie. Dis hoe dit elke keer is. En as hulle die meester van die huis Beelzebub genoem het, hoeveel te meer sal hulle sy disippels noem? Hy het vir hulle gesê wat hierdie inenting aan hulle sou doen. Dit sou hulle vreemd en eigenaardig maak, misverstaan deur die wêreld, maar hulle was kosbaar in die oë van God wat die serum gestuur het om sy eie mense te red. We find out that they had signs and wonders, the same signs that Jesus had. Dan vind ons uit dat hulle tekens en wonders gehad het, dieselfde tekens wat Jesus gehad het, wanneer hy het gesê, die werke wat ek doen, sal hulle ook groter as hierdie sal julle doen, want ek sal na my Vader gaan, dieselfde tekens van ewige lewe. As die ewige lewe daardie tekens in daardie dag gebring het vir diegene wat dit gehad het, sal dieselfde ewige lewe dieselfde ding vandag doen, as daar steeds 'n balsem in Gilead is. Of is daar? Is daardie dae verby? Is hulle weg? Het God se inenting vir sy kerk opgeraak? Het hy dit gedoen? As hy het weer die kerk, maar op die dag van Pinkster, terwyl hulle uitgeroep en God geprys het, het die vraag opgekom. Manne en broers, wat kan ons doen om ingeënt te word? And Dr. Simon Peter wrote out a prescription. En Dr. Simon Petrus het 'n voorskrif uitgeskryf. En hy het gesê hierdie voorskrif gaan goed wees vir julle en vir julle kinders en vir elke geslag, soveel as wat die Here ons God sal roep, kan hierdie voorskrif gebruik. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal ingeënt word. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang wat God se inenting is, want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. In Jesus tonight. Daar is 'n balsem in Jesus vanaand. In die naam van Jesus Christus, daar is 'n balsem. Whatever you ask the Father in my name, that I'll do. There's a balm in Gilead. Wat julle die Vader ook al in my naam vra, dit sal ek doen. Daar's 'n balsem in Gilead. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf. Hulle sal hulle hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Daar is 'n balsem in Gilead. As jy nie ontslae kan raak van jou drinkkry, van jou dobbel en daardie bose gees wat julle vrou onsedelik laat aantrek hier buite op die strate nie, as daardie bose gees julle gevang het, julle mag werklik rein wees, maar julle sal antwoord vir oorspel by die oordeelsdag. Want Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het alreeds oorspel met haar in sy hart gepleeg. En jy sal antwoord as jy jouself so vertoon. Jy sal vir God antwoord vir oorspel pleeg met elke man voor wie jy jouself vertoon het. Jy is die skuldige een. Hulle manne wat nie daardie tabakgewoonte en daardie drinkgewoonte en daardie dobbelgewoonte kan los nie. Julle wil nie, want daar's 'n balsem in Gilead. Sitting here, what listening to me preach tonight is one of the worst alcoholics that Chicago hier sit en luister na my preek vanaand, een van die ergste alkoholiste wat Chicago ooit gehad het. 'n Dametjie wat hier sit, dronk, groot oog, wrak, maar sy het een aan die balsem in Gilead gevind. Now she's a mission worker. En nou is sy 'n sendingwerker vir die alkoholiste. There is a balm in Gilead.
It's for you. Daar is 'n balsam in Gilead, dis vir jou. Daar is 'n geneesheer in Gilead, maar die rede waarom die mense siek is omdat hulle nie die geneesmiddel wil ontvang nie. Think it over. It's not because now Dink daaroor na, dis nie omdat nou by die oordeel dat God gaan sê, wel, ek het geen balsam gehad nie. Hy het dit. En die voorskrif vra vir wie ook al wil, dit kom jou toe en jou kinders. Vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Daar's baie balsam as jy gewillig is om dit te ontvang. Dink daaraan terwyl ons hoofde buig vir gebed. Merciful God, Genadige God, wat ons Here Jesus uit die dood teruggebring het, raising him hom up for our opgewek het vir ons justification, regverdigmaking, that we might look at an empty tomb tonight and have dat perfect ons kan kyk confidence na 'n leë graf vanaand en die volmaakte vertroue hê in die woord om te kom vir hierdie groot geneesmiddel vir sonde, vir ongeloof. For it is promised by our Lord that whatsoever Dit is things beloof you deur desire ons Here when you dat pray, wat julle believe ook al you wil receive hê it, wanneer and julle you bid, shall have glo it. dat julle dit ontvang en julle sal dit kry. But people needs thy balm. Maar mense het die balsam nodig, die balsam van Gilead, uitgestort in hulle siel, die ryk koninklike heilige olie van God. Call the Holy Spirit. May it saturate Wat die Heilige every Gees soul genoem word, tonight to mag dit believe elke thee. siel hier vanaand versadig om U te glo. Mag hulle die voorskrif neem wat die apostel Petrus uitgeskryf het op die dag van Pinkster. Bring repentance to their heart, faith to their soul, En bekering in hulle hart bring en geloof in hulle siel, sodat hulle onuitspreeklike vreugde in vol heerlikheid kan ontvang. Skenk dit, Here, deur Jesus Christus naam, bid ons. With our heads bowed, I would like to ask this Met ons hoofde gebuig wil ek graag hierdie ernstige vraag vra. Hoeveel mense teenwoordig wil graag na daardie fontein toe kom? Wil hê God met sy Gees so ryklik in jou plaas, soos dit in Jesus was, soveel dat jy versoeking kon weerstaan, dat jy iets soveel beter as tabak geproe het, iets wat soveel meer plesier as drink sal gee, soveel meer plesier om kerk toe te gaan, as wat dit sou wees om na 'n kaartpartytjie toe te gaan. Julle dit graag sou hê, julle daarvan sou hou om dit te hê, sodat julle vry van sonde kon lewe. Nie omdat julle nie versoek word nie, maar in elke versoeking sal hy 'n uitkoms maak. Sou julle graag daardie inenting wou neem? Daar's 'n balsam in Jesus vanaand. Sou julle daarvan hou dat hy op julle siel instort, soos hy het met die by Pinkster? As jy graag onthou wil word, steek jou hand op en hierdeur sê, Here, ek wil die Gees op my hê. God sien julle. Hy sien elke hand, hy ken elke voorneme, hy ken elke hart. Lord, you seen those hands. And as the prophet Here, Jeremiah U het daardie hande gesien, en soos die profeet Jeremia deur U beveel is, o Here, om in die tempelpoort te staan en uit te roep. Is there no balm in Gilead? The church was Is daar so geen sin-sick. balsam in Gilead nie? Die kerk was so sondesiek. He said, is not there a physician who can minister this balm? Hy het gesê, is daar nie 'n geneesheer wat hierdie balsam kan gee nie? As die balsam dan daar is en die prediker daar is, waarom is die kerk dan so siek? God grant tonight God, skenk vanaand dat elkeen wat siek is van die wêreld en siek van hulle lewe en hulle sondes and their unbelief and frustrations and en doubt. hulle ongeloof en verbouerhede en twyfel. U ken hulle harte. Mag, o Here God, U daardie balsam aanwend vanaand. The Holy Die Spirit Heilige Gees that wat versoet sweetens and en takes sonde away wegneem. sin and gives a desire en 'n begeerte gee om vry van sondes te wandel en ons onderhou in die uur van versoeking met sy teenwoordigheid. Mag dit so wees, Here, dat elke persoon wat in goddelike teenwoordigheid is, daardie persoon mag word vanaand soos die apostels dit by Pinkster ontvang het en die voorskrif gegee is. Mag elkeen daardie denkwyse volg en daardie voorskrif wat die apostel ons gegee het, wat reg deur die Bybel herken is.
En selfs nadat Paulus en een wat buite seisoen gebore is, aan die einde van die pad gekom het en hulle sy kop van sy skouers so afkap en die dood hom in die gesig gestaar het, en die graf soveel gesê het, ek sal jou vorm, Paulus. Maar hy het dit in die gesig gestaar en gesê, o dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar dank sy God, hier Jesus Christus, wat ons die oorwinning gee. Die balsem, die inenting, dat ons weet dat die dood ons nie kan hou nie, al is ons 'n lepel vol as, sal God spreek en ons sal opstaan. Ons bid dat U sal seën, Here, op 'n meesterlike manier vanaand. Laat U liefdevolle arms net by elke hart uitkom, in U posisie, in hulle siel inneem, en hulle lei van hierdie aand af. Ek glo, hulle het hulle hande op, reg opgesteek, en ek weet U het gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. En ek bid God, dat toe hulle hulle hande opgesteek het, en daar die oorgawe gemaak het, dat U hulle naam in die Lam se boek van die lewe geskryf het, en vul U hulle met die Heilige Gees. We ask this for Jesus' sake and in His name. Amen. Ons vra dit om Jesus ontwil en in sy naam. Amen. Just a little hymn now before we start to praying for the sick. Net 'n liedjie nou voor ons begin bid vir die siekes. O, lief het ek Jesus. Ek is seker ons almal ken dit terwyl ons net hierdie lied sing en aanbid. Goed, as hulle vir ons 'n noot sal gee. Oh, how I love Jesus. Oh, Nou alle gelowiges hier binne, steek julle hand op vir hierdie tweede vers. Ek sal hom nooit verlaat nie. Steek julle hand op, gee hom daardie belofte. I'll never forsake him. I'll never forsake him. I'll never forsake. The Lord bless you richly. Die Here seën julle ryklik. Just before the prayer for the sick, I would like to make net just voor a die little gebed vir die statement. siekes wil ek graag net 'n klein I stellingkie wish this maak. above all things that En ek you here wens dit bo tonight, alle dinge dat julle hier that vanaand, you dat believe wie in your in heart julle that hart you glo dat julle die love Here the liefhet. Lord and something has happened to you. Promise me that you'll find a good En iets met julle gebeur het, beloof my dat julle 'n goeie evangelie kerk iewers sal vind. 'n Kerk wat die volle evangelie leer, die krag van God, sy opstanding. Sluit aan by daardie mense en maak vir julleself 'n kerktuiste. Moenie net los ronddwal op die straat nie. Gaan kry 'n goeie kerk iewers van julle keuse, waar die evangelie en die krag van God bekend gemaak word. En die tekens van ewige lewe daarin is die tekens wat in Christus was. Christus het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote. En die eerste wynstok wat uit die loot gekom het, het 'n Pinkster wynstok voortgebring, wat uitgegaan het om die evangelie te verkondig. Tekens en wonders wat die Here Jesus gevolg het, het daardie kerk gevolg. As daardie wynstok daardie soort loot voortgebring het, die eerste een, sal die volgende wynstok moet voortbring. Sal die volgende loot soos die eerste wynstok moet wees. En elke loot wat uit daardie wynstok kom, sal soos die eerste een wees. Hulle sal gaan geen verskil wees nie, want dis dieselfde lewe wat die eerste loot ondersteun tot die laaste loot. En dieselfde vrugte wat aan die eerste loot van die wynstok kom, sal aan die laaste loot van die wynstok wees. Now when Jesus was here on earth,
He did not claim to Nou be toe Jesus a hier op healer. aarde was, het hy nie aanspraak gemaak om 'n geneeser te wees nie. Alhoewel dit hy het gesê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon. Hy doen die werke. What I referred to in my sermon, Waarna ek in my preek verwys het, die balsem, Holy Spirit, die Heilige that came Gees like wat a dove gekom het and soos 'n duif en sat op hom upon gesit. him and went into him, and he En was in hom filled ingegaan with het en hy was God. gevul met He God. was God. Hy was God. God was in God him was without onbeperk in measure. hom. He's Hy in is us in by ons measure. ten dele. Ons is aangenome kinders. But we're children just the Vir same. ons is nietemin A kinders. spoonful of 'n Lepel water, water obviously, het hierdie lake groot out meer hier here, buite have the dieselfde same chemicals that the whole chemikalie lake's got. wat die hele meer But het, it's just maar not as dis much net of nie it. soveel daarvan nie. Now, we find him going about. Let's Nou watch ons his vind hom wat ministry just rondgaan. for a Laat moment. ons sy bediening net vir 'n And oomblik we're dophou. contending that En ons voer Hebrews aan dat 13:8, Hebreërs 13:8 Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. We see the first branch bear Ons sien that die eerste fruit. loot daardie Let's vrugte see dra, what he laat ons was, sien and wat then hy we can was tell en what the dan first kan ons branch sê wat die was eerste and what loot this was branch ought to be. en wat hierdie loot behoort te wees. We find Jesus in St. John 1. As Ons soon vind as he Jesus was in filled Johannes with the 1 Holy sodra hy Spirit, he gevul came is from met the die Heilige wilderness. Gees en uit die wildernis gekom We het, find that a vind man ons dat 'n named man Andrew genaamd got Andreas converted bekeer and is went and found his en brother gegaan het en sy Simon. broer Simon gevind het. And Simon came up into the presence of the Lord Jesus, and En Jesus Simon het told in die him teenwoordigheid who van die he Here was, Jesus what his ingekom en name was, Jesus and what het his vir hom father's gesê wie hy name was, wat sy naam was en wat sy St. John, vader the se naam first was. chapter. Johannes die That eerste hoofstuk, astonished the wat die fisherman. visserman verstom het. And he told him, said, "Your name En hy het is vir hom Simon, gesê, and you're the son of jou naam John, is Simon, but jy is from die seun van henceforth you shall Jona. be called Peter," Maar van nou af which sal means jy little Petrus genoem rock word, or wat little klein stone. rotsie of klein klippie beteken. Immediately after that, there was one standing there by the name of Onmiddellik daarna Philip. daar een gestaan by die And naam he van was Filippus so en hy was so thrilled by verheug seeing it, deur he dit took te off sien. 15 Hy het 15 miles myl om around die the berge mountain gegaan en and sy found broer his gevind. brother Nathaniel, a friend of his, under a Nathanael, tree 'n vriend praying, van and hom said, onder "Come 'n see boom who aan we die bid found, en the gesê, kom Messiah." kyk wie ons gevind het, die On his Messias. road back, he Op began sy to pad talk to terug him, what het hy he met said hom about begin praat Peter, wat hy van Petrus gesê calling his het father's oor die noem name. van sy vader se naam. And then when he En come toe into the hy in die presence of the teenwoordigheid Lord van die Here Jesus, Jesus ingekom looked het, at him het and said, Jesus na hom "Behold, gekyk an en gesê, Israelite, in whom aanskoue there's no Israeliet guile." in wie daar geen St. bedrog John, is nie. the first Johannes chapter, die eerste beginning of his hoofstuk, ministry. die begin van sy bediening. And when En toe hy na hom he gekyk looked het, at him, het hy he said, gesê, "Rabbi, Rabbi, hoe het how u my did you know geken? me? Ek het u nog nooit van I've never tevore seen you gesien nie before and you've en never u het seen my me. nog nooit gesien. How did you know Hoe het that u I geweet was dat an ek 'n Israeliet Israelite? is, 'n regverdige A man met just geen man, with bedrog no nie? guile. Hoe How het did u you know dit that? geweet? He said, Hy het "Before gesê, Philip voordat called you, Filippus I jou saw geroep you when you were het under ek the jou tree." gesien toe jy onder die boom was. That was Jesus yesterday. Dit was Jesus gister. What did this En wat het hierdie believer gelowige say? gesê? Nou Now, geen no mens man kan can glo believe sonder without dat God God hom roep calls him to om te believe. glo nie. You might Jy have mag said, hê. the meetings Die produce dienste three bring 3 classes of klasse people. mense voort en een And van one hulle of is them is ongelowige. unbeliever, the next is Die a volgende een is believer, and the next is a skyngelowige en die believer. volgende een is gelowige. That's the Dis three die 3 classes of klasse people mense that wat die the evangelie gospel bring. brings. It's always from Moses' time and all the way through. Dis altyd van Moses se tyd af en die heel pad deur was altyd van Eden af. Kain is skyngelowige, Abel 'n gelowige. En dit was die hele tyd so. En hy het gesê, wanneer het u my geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy was die hele tyd net daar, maar hy het hom gesien voor hy na die diens toe gekom het en vir hom gesê wat hy gedoen het. Hy het gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Maar daar was diegene wat daar gestaan het, wat hulle onder in hulle hart gesê het, hierdie man is daardie bose een, daardie fortuinverteller, Beelzebub. En Jesus het hulle gedagtes onderskei waarna hulle gedink het en hy het na hulle gedraai. Nou die Bybel het gesê, hulle het dit nie hardop gesê nie, maar hulle het dit in hulle hart gesê. En Jesus wat hulle harte geken het, hy het na hulle gedraai en gesê, julle het dit van my sê, sal ek julle vergewe. Maar die dag kom wanneer die Heilige Gees kom om dieselfde ding te doen. Een woord daarteen sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. In die 4de hoofstuk van Johannes het hy 'n behoefte gehad om deur Samaria te gaan. Daar was 'n vrou van Samaria wat uitgekom het om water te kry. Ons glo sy is 'n vrou van slegte reputasie. Jesus het sy disippels na die dorp toe gestuur wanneer hy 'n visioen gehad van wat sou gebeur. Want later het hy so gesê,
En die vrou het begin om 'n emmer te laat sak om die water te kry en het gesê, "Vrou, bring vir my water om te drink." En sy verbaas het omgedraai om te kyk om hierdie Jood te sien en sy het gesê, "Dis nie die gebruik vir julle Jode om vir ons vroue van Samaria te vra op sulke goed soos daardie nie, van Samaria nie." Gesê, "Want ons het niks met mekaar te doen nie," 'n segregasie. Hy het gesê, "Maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my vir water gevra het om te drink. En ek sou jou water gee wat jy nie hier kom skep nie." Sy het gesê, "Die put is diep en u het niks om mee te skep." Wat het hy gedoen? Met haar gepraat. Uiteindelik het die Vader geopenbaar wat in haar hart was. Hoeveel weet wat in haar hart was? Wat sy gedoen het? So Jesus het gesê, "Gaan haal jou man en kom hierna." Sy het gesê, "Ek het nie 'n man nie." Sy het gesê, hy het vir haar gesê, "Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Omdat jy 5 mans gehad het en die een waarmee jy nou saamwoon, is nie jou man nie. Daarom het jy reg gesê." Nou wat het sy gesê? "Jy is Beelzebub?" Nee. Sy het gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is." Nou ons weet, ons Samaritane, ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Maar wie is u? Hy het gesê, "Ek is hy." En sy het in die stad ingehardloop, luister na haar boodskap. "Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die Messias nie?" En hulle het uitgegaan en geglo, is dit reg? Nou, dit was Jode en heidene, Gam en Sem se mense, Jafet se mense, volgende, dis ons. Die heidene het toe nie gesoek na die koms van Christus nie. Die Jode en Samaritane het. Nou is die Jode en Samaritane eenkant, omdat hulle hom heeltemal verwerp het. God het 'n oorblyfsel uit hulle geneem. En nou is dit die heidene vir 2000 jaar wat gewag het vir die koms van die Here. God is 'n regverdige God en hy het beloof dat hier dieselfde dinge sou plaasvind net voor die koms van die Messias. Want dis 'n drukking van sy gees wat kom om sy kerk gereed te maak. Die balsem moet terugkeer na Gilead. Jesus het gesê in Johannes 5 die volgende hoofstuk, toe hy deur die poort gegaan het en daar was 'n man wat krepeel was daar en baie krepeel, magtelose mense, duisende van hulle. Hy het onder die bad van Bethesda ingegaan en hy het oral rond gekryk. Die Vader het hom 'n visioen gewys waar 'n man op 'n plankie gelê het wat een of ander soort langdurige siekte gehad het. En hy het dit vir 38 jaar gehad. En hy het by blindes, krepels, mank, verlamdes verbygegaan, by hulle verbygegaan, totdat hy hierdie man gevind het wat op die draagbaar lê. En hy het gesê, "Wil jy gesond gemaak word?" Hy het gesê, "Ek het niemand om my in die water te sit nie." Hy het gesê, "Neem jou bed op en gaan in die huis in." Die man het nooit bevraagteken nie. Hy het die bed opgetel en in die huis ingegaan. Onmiddellik wat het gebeur? Die Jode het fout gevind daarmee. En so het hulle Jesus bevraagteken, met ander woorde, "Hoekom het jy nie al die res van hulle genees nie? Jy is so 'n groot geneeser, maak die res van hulle gesond." Johannes 5:19, luister wat hy gesê het. Voorwaar, dis absoluut. Ek sê vir julle, die Seun kan niks in homself doen nie. Maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so. Jesus het gesê, voor hy gesterf het vir ons sondes om die versoening te wees, sodat die balsem van Gilead kon terugkom na ons toe om die werk voort te sit, en hy gesê, "Hierdie dinge wat ek gedoen het, sal julle ook doen. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader." 'n Klein tydjie in die ongelowige wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, die kerk, die gelowige, want ek persoonlik 'n voornaamwoord sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die tydperk. Dit is Jesus, die Seun van God, wat steeds is deur sy dood op Golgotha, wat sy bloed gestort en sy kerk geheilig en dit in orde geplaas en sy gees terugsit in sy kerk, soos hy het op Pinkster. En die Pinksterkerk het uitgegaan, die eerste kerk, dieselfde soort tekens gedoen wat Jesus gedoen het, want God was met hulle, het saam met hulle gewerk, die woord bevestig met tekens wat gevolg het. Nou Here, dit is u diens, dit is die kerk, dis u mense, dis u gawes. Hierdie is siek en behoeftig, laat die Gees, Here, u balsem deur elke siek persoon wat op die groot geneesheer se trap lê vanaand. Mag hulle sien en verstaan, is nie dood die groot geneesheer nie, maar het opgestaan uit die dood en lewe in sy kerk. Ons vra dit in Jesus naam.
Amen. Nou laat hom van hier af praat en verklaar of hy lewendig is of nie. Dis, nou ons weet die skrif verklaar dit, maar sal hy sy woord hou? As hy God is, moet hy sy woord hou. As die skrifte nie reg is nie, dan kan ons aanbid in die Koran neem van die Mohammedaan, of die Jain of die Sikhs of watter godsdienst ons ook al wou. Maar al die godsdienste in die wêreld is vals behalwe Christendom. Ek het gestaan met die Bybel in een hand en die Koran in die ander een en die Mohammedaanse priesters uitgedaag om na vore te kom. Ja meneer, God is God, hy is God van Elia. Hy is dieselfde God vandag wat hy ooit was, as hy ooit God was, is hy steeds God. So laat ons nou nie storm om in die gebedsry te kom nie, laat ons eerbiedig in orde kom. Laat die gebedskaartjies begin by nommer 1, is dit begin by nommer 1? Eendag in haar groot probleme het Jesus aangekom. Glo jy nie, hy is net so geïnteresseerd in jou as wat hy in daardie vrou was nie? Nou as jy geen gebedskaartjie het nie, dan miskien net nou en jy is siek, is jou probleme verdubbel, so lyk dit. Maar Jesus kom altyd na hulle wat in dubbele probleme is. Glo julle dit nie? En sy was baie ernstig siek, so een oggend. Sy het op die voorstoep gesit en brei. En sy het 'n bootjie gesien wat uitgegooi was op die rivier of die see van Galilea. En terwyl sy gekyk het 12 mans, 13 mans om presies te wees, in die wilgers onder by die meer geland. En terwyl die boot aangekom het en die mense begin uitkom het, was daar iets wat aan haar hart begin trek het, dat sy moes afgaan na die see. En toe sy daar gekom het, het sy gevind, daar was daar die profeet van Galilea. Hy is 'n ketter genoem, hy is genoem van sy verstand af. Hoeveel weet dat Jesus kranksinnig verklaar is? Hy was beslis. Hoeveel weet dat elkeen van die apostels kranksinnig verklaar is? Absoluut. Jesus Christus is kranksinnig verklaar. Ons weet dat jy mal is en 'n duiwel het. Wat is mal? Mal, kranksinnigheid. Paulus, jy is kranksinnig, te veel geleerdheid het jou mal gemaak. Maar hy het gesê op die manier wat kettery genoem word, dis hoe ek die God van ons vaders aanbid. Ek sal graag langs Paulus wil staan en medeburger van die koninkryk van God wees en saam met hom hier lê. En ook daar saam met hom regeer op die manier wat kettery genoem word, mal. En hierdie vroukie het afgekom en natuurlik miskien dalk dat haar kerk lidmate daar was en hulle haar sou bespot het, maar sy het gedink dat Jesus korrek die seun van God was, so sy het gesê, hy is 'n heilige man. Hy is van God, hy is, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, glo ek, sal ek genees word. Is dit waar? So sy het hom deur die pers gedruk, totdat sy die soem van sy kleed aangeraak het. En almal het hande geskep met hom, goeiemôre rabbi of eerwaarde, wat ook al leraar, pastoor, en hom omhels. Maar Jesus het met eens gestop. Die vrou was bang, so sy het weggehaal om te sê. Sy het uitgegaan in die gehoor om te gaan sit soos jy nou is. Jesus het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? En Petrus het gesê, wel Here, almal raak aan u. Hoe kan u so iets sê? Wie het my aangeraak? Almal raak aan u. Hy het gesê, maar ek merk dat ek swak geword het. Deeg het my verlaat. Met ander woorde, al daardie aanrakings was in jaak, maar hulle was nie die regte soort aanraking nie. Ek merk dat ek swak geword het. As dit hom so swak maak, wat sou dit aan ons doen, 'n sondaar gered uit genade? Ons het dit nooit uithou as hy nie gesê het, meer as dit sal julle doen nie. Groter is die Koning James vertaling, maar die Grieks is meer. Jy kan nie groter doen nie, hy het gedoen so ver as om die natuur te stop en die dooies opgewek. Daar kon niks groter gedoen word nie, behalwe meer daarvan, want hy sou wees dat die balsem, die Heilige Gees wat in hom was, balsem is versprei
oor die hele aarde in sy kerk. Meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Hy het homself verdeel in elke gelowige. Glo julle dit nie? Elke gelowige, sy gees het hy verdeel in elke gelowige. En meer as dit sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Nou die vrou het sy kleed aangeraak en hy het rondgekyk, almal, nie ek nie. En uiteindelik was daar 'n groot krag in hom, die salwing van die Heilige Gees wat die gedagtes van die mense se verstand kon onderskei. So hy het uitgekyk oor die gehoor en daardie vroukie het gedink, o, ek het iets verkeerd gedoen, miskien het ek verkeerd gedoen, maar o Here, U weet ek het dit nodig gehad. En Jesus het na haar gekyk en vir haar gesê dat haar bloedvloeiing genees is, omdat sy geglo het. Hy het haar reg uit die gehoor gekies na haar toestand vertel. Nou julle daar buite sonder 'n gebedskaartjie sou sê, o ek wens ek kon daar gestaan het, ek sou dieselfde ding doen, maar helaas, hy is dood en weg. Wanneer hy het weer opgestaan, hy is nie dood nie, maar hy lewe vir ewig. En die skrifte aan enige van julle Bybelstudente of leraars van teologie, die skrif sê in die Nuwe Testament, die boek van Hebreërs, dat Jesus Christus net nou 'n hoëpriester is, wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Hoe sou hy optree as jy hom aangeraak het? As hy dieselfde Jesus is, sou hy op dieselfde manier optree wat hy het, want hy kan op geen ander manier optree nie. So kyk julle na hom vanaand, julle sonder gebedskaartjie. Hoeveel hier binne het nie gebedskaart nie, en julle wil hê Jesus moet julle genees. Steek jou hand op enige plek, nou kyk julle net na hom. Onthou, ek is julle broer, daar's nie een ding aan my wat kan genees nie, ek's net 'n man en ek het geen krag om te genees nie, geen ander mens het enige krag om te genees nie, daar's glad nie so iets soos 'n goddelike geneeser nie. Maar daar's glad nie so iets soos enige soort genesing, behalwe goddelike genesing nie. God is die enigste een wat kan skep en jy kan nie genees sonder om te skep nie. Wanneer jy jou arm breek, maak die dokter nie aanspraak om jou arm te genees nie, hy spalk jou arm. God genees dit, sien. Die dokter kan 'n vergroeisel verwyder, maar God moet die selle skep om dit weer te genees. Medisyne genees nie, dit help net die natuur. God is die skepper wat skep. So daar's geen ander genesing behalwe goddelike genesing nie. Wanneer mense sê dat daar geen goddelike genesing is nie, het hulle net die ding reg omgedraai. Daar's geen ander genesing behalwe goddelike genesing nie. God het gesê, ek is die Here jou God wat al jou krankhede genees. Sy woorde kan nie faal nie. Nou gaan ek vra vir julle onverdeelde aandag, vra dat niemand rondbeweeg nie, wees baie eerbiedig. And watch, believe, pray. I have faith. Bly stil, wees eerbiedig en kyk, glo, bid. Nou hê geloof. I just believe. Glo nou net. Nou stel jou nou net voor in jou gedagte van die Here Jesus, wat in die teenwoordigheid van hierdie gehoor inkom, 'n sigbare liggaam. Probeer dit nou net visualiseer. Nou ek gaan vir die siekes bid. Maar dat julle mag sien, dit is mense wat hulle hande opgesteek het 'n rukkie gelede. Hulle was nog nooit in die diens nie. Nou ek gaan julle hierdie vraag vra voor ons begin. Nou as daar enige in hierdie gebedsry is wat gewoond was om in die gebedsrye te kom en weet dat elke persoon, ek stop by hulle om uit te vind of die heilige God van die hemel aan my sonde in hulle lewe sou openbaar. Ek sou baie van julle was in die diens en sien waar hulle sondes reguit uitroep en hulle vertel. Hoeveel het dit gesien? Laat ons. Sekerlik. Wel dan sien, jy moet daardie dinge dophou. Maar nou onthou, as God toegelaat het dat siekte oor jou kom om jou te dissiplineer en jy weier om jouself voor God te dissiplineer,
stap dan uit die ry uit. Moenie daarin kom nie, want dit mag jou erger maak. As jy sondig is en jy het onbeleide sonde, maak dit reg met God voor jy na God toe kom vir gebed. Nou, ek genees nie mense nie, ek bid net vir mense, maar as enig iemand hier wat siek is, kan ek julle sê deur die woord van God dat jy genees is, van dat Jesus vir jou oortredinge deurboor is, en deur sy wonde is jy genees. Jy is gered, elke sonder is gered, van dat hy vir jou gesterf het. Hy het dit afgehandel, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is volbring, nou is al wat jy hoef te doen om dit te aanvaar. Nou, hier is 'n vrou, sê deur, laat hier die eerste een hier, dit gee 'n pragtige prentjie van waarvan ek gepraat het, die Johannes die 4de hoofstuk. A man, Jesus, a Jew, a woman, Samaritan. 'n Man, Jesus, 'n Jood en 'n vrou Samaritaan van Samaria. Hulle het vir hulle eerste keer ontmoet. Nou hierdie is weer 'n volmaakte prentjie, 'n wit man, 'n gekleurde vrou, wat ontmoet dieselfde ding, twee rasse mense. Nou Jesus het al weet dat God was oor alle rasse, ons klere waar ons groot gemaak is, en die manier waarop ons verander is, dit het hoegenaamd niks daarmee te doen nie. God het uit een bloed alle mense gemaak, geel, bruin, swart, wit, wat dit ook al mag wees. Ons is een bloed van Adam. En ons rasseverhoudinge het niks te doen met God nie. Hy is die God van die hele skepping. Ek veronderstel ons is vriendeling vir mekaar, hierdie is ons eerste ontmoeting. God ken ons albei, maar hier is weer 'n pragtige prentjie van die put. Nou as die dame ken my nie, ek ken haar nie, ons het vir ons eerste keer ontmoet. Nou as die Here God iets hier op die platform sal doen soos hy in die Bybel gedoen het, die manier waaroor ek met julle gepraat het, hoeveel sou glo dat hy teenwoordig was en sy sou dit aanvaar? Goed. Nou, hierdie is nie ek nie, die Heilige Gees. Nou as dit gebeur, gaan jy jou opinie hê. Daar's net twee dinge wat jy kan sê sal dit neem, wat dit sal doen. Dit moet bonatuurlik wees, want ek ken nie die dame nie, sy ken my nie, en ons het vir die eerste keer ontmoet. Net so dat jy kan sien dat God steeds die balsam in Gilead het. As Jesus opgestaan het uit die dood en deur sy kerk werk, laat hom dan nou deur sy kerk werk. Sien, dis God se woord, dis nie my woord op die spel nie, dis sy woord op die spel. Hy was die een wat belofte gemaak het, nie ek nie. Dan is daar twee dinge wat jy kan sê. Jy kan die kritiese se mening neem en sê dit was 'n bose gees wat dit gedoen het. As jy dit doen, sal jy nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie, het Jesus gesê. As jy glo, dis God, dan kan jy kry waarvoor jy vra. Ek weet nie eens dat jy siek is nie. Maar sê maar jy is, en as ek kom en sê, wel, sy's in die gebedsry omdat sy siek is. En ek sou sê, dame, ek gaan my hande op jou lê, gaan jy en jy sal gesond word. Dis waar, sien, want God het daardie toestemming gegee. Hulle sal hande op die siekes lê, hulle sal gesond word. Maar julle sou steeds vra hê oor my preek, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Jy kan steeds bevraagteken, is daardie woord reg? Kan dit reg wees? Maar nou, as hy kom en my salf en dieselfde ding hier doen, my iets laat weet wat in jou hart is, waarvoor jy hier is, op iets waarvan jy weet ek niks weet nie, dan weet jy dit sou die Messias moes wees. So jy glo dit was, sou jy wees soos die vrou by Samaria, sou vir jou mense gaan sê, kom sien 'n man wat vir my gesê het, nie ek nou, broer Branham, jou broer nie, maar dat die Here Jesus opgestaan het in die dood en deur sy kerk gewerk. Sou jy dit glo? Die gehoor het gesê hulle sou, mag die Here dit skenk, my gebed. Nou, ek praat met jou net soos Jesus met die vrou gepraat het. Hy het gesê, bring vir my water om te drink. Ek het gesê, kom hier, sien, ons praat net soos Jesus en die vrou gepraat het. En ek sien dat jy 'n Christen is, jy 'n gelowige is, dis reg. Want soos jou gees begin beweeg ek, nou jy kon 'n kritikus of 'n ongelowige gewees het. Sien, maar jou gees het begin welkom voel. Het jy ooit daardie foto gesien van die engel van die Here wat hulle het in? Honderde het dit gesien, het julle mense nie?
Nou, julle wat daardie foto gesien het, daardie lig staan nou tussen my en die vrou. Sy het daarna gekyk, sy het dit gesien, julle sien dit. Goed, die dame lê aan 'n maagprobleem. As dit reg is, steek jou hand op. Glo jy nou? Ja, jy mag sê, Broer Branham, jy het dit geraai by daardie vrou. Wel, ons sal sien of dit 'n raaiskoot was. Laat die Heilige Gees, want sy is 'n Christen, laat dit gesê word dat dit nie 'n raaiskoot was nie. Sy het iets op haar hart. Iemand vir wie sy bid. Dis jou moeder. Dis jou moeder. Sy's nie hier nie. Sy's nie eens in hierdie landstreek nie. Sy's van Ohio. Dis reg. En sy ly aan 'n galblaasprobleem. Dis reg. Sy's nie van hier nie. Jy is van Waukegan, Illinois. Jou naam is mevrou Payne. Gaan huis toe, jy het ontvang waarvoor jy gevra het. Jou geloof het jou gesond gemaak. As jy kan glo. Wat dink jy daarvan, meneer? Wil jy jou aandete gaan eet oor daardie maagprobleem kom? Goed, gaan eet jou aandete. Glo jy die artritis sal jou verlaat en jy sal gesond wees? Begin net loop, sê dank U, Here Jesus. Kom suster, glo jy die rugprobleem het jou verlaat toe jy met die trappe opgekom het? Gaan loof net die Here. Jy glo dat die senuweeagtigheid wat jou so lank gepla het, jou nou sal verlaat, gaan net op pad met blydskap. En net geloof en glo God. Glo jy nie? Amen. Watch just a moment, something happened in the audience. Kyk net 'n oomblik, iets het in die gehoor gebeur. Dis die man wat gaan daar loop. Turn this way again, sir. Draai weer hier na toe, meneer. Something never struck you right. Daar's iets wat jou nooit reg getref het Someone nie. you're praying for. Iemand vir wie jy bid. That's right. You were a little disappointed when you left the audience, when you left here. Dis reg. Jy was 'n bietjie teleurgestel toe jy die gehoor verlaat het. Toe jy hier weg is. Jou vrou is in 'n verskriklike She's not toestand. here. Dis She's reg. got a nervous condition, hasn't Sy's she? nie hier nie. Sy het 'n senuwee toestand, het sy nie? Go back to Benton Harbor. Believe Gaan that God terug will na make her Benton well. Harbor. Glo dat God haar sal gesond maak. Dat Dat julle mag wees, daardie man wat daar agter gesit het, het omgedraai en vir sy vriend gesê het, onderkant hom, daar, hy is ook van Benton Harbor, en hy bid vir sy pastoor wat amper 'n senuwee in ineenstorting gekry het. Dis so spreek die Here. I challenge your faith to believe Ek God. daag julle geloof uit om God te glo. Have faith now. En nou net geloof, wees eerbiedig en glo met jou hele hart. Glo suster dat die hartprobleem jou sal verlaat en jy sal nie meer daaraan ly nie. Glo jy? Gaan dan net en juig in Christus. Come, little fellow, you believe this will leave his face? Lord, in the name of Jesus, I pray for him that you'll heal him. Amen. Don't doubt. Come, sister, believing now with all your heart. In the name of Jesus Christ, I pray for my sister. Amen. Now, Die Bybel het gesê hierdie teken sal volg. Die visioene maak my so swak, ek steier daaronder julle sien. Ek moet net stop vir 'n oomblik. Goed. Jy weet dat ek weet wat verkeerd is met julle, maar dit is nie nodig om julle te vertel nie. Glo as ek. Glo jy ek weet wat verkeerd is met jou? Wel, gaan eet dan jou aandete, jou maagprobleem het jou verlaat en jy kan gaan. Sien ek het net geloof, glo net met jou hele hart. Nou moenie na visioene soek nie, want hulle maak my te swak. Ek sou moes vertrek voor die gebedsry uitgegaan het. Jy glo nie waar nie. Glo jy God kan aan my openbaar wat jou probleem is? Net sodat die mense nie sal dink dat dit net een persoon of iets is nie. People out in the audience without prayer cards, just believe, have faith in God. Don't doubt, believe. Mense buite in die gehoor sonder gebedskaartjies. Glo net, jy geloof in God. Moenie twyfel nie, glo. Laat iemand in die gehoor glo. Bid vir iets waarin jy behoefte het. I'm watching for a light. The Ek Holy kyk Spirit vir 'n will lig, call me. die Heilige Gees om my te roep. Hier, daar's 'n dame wat reg hier agter sit met haar hoof gebuig. Sy is die tweede een. Ek sien iemand bly voor haar verskyn. Dis 'n man. Sy bid vir haar broer wat 'n senuwee toestand het. Reg, staan op dame as dit reg is. Staan op jou voete. Dit is waar. Goed, jy kan ook kry waarvoor jy gevra het. Ek ken jou nie, is dit reg?
Ek ken jou nie en jy ken my nie, maar dis presies waaroor jy gebid het. Is dit reg? As dit is, steek jou hand op sodat die gehoor dit sal sien. Goed, gaan huis toe en vind dit op die manier wat jy glo. Amen. Iemand anders bid en glo. Ek ken jou nie, ons is vreemdelinge vir mekaar. As God aan my sal openbaar waarvoor jy hier is, wat op jou hart is, sal jy glo dat ek sy profeet is of sy dienskneg? Dan sou dit nie ek wees nie. Jy moeder is omtrent jou ouderdom, ek sou alles behalwe bedrieger wees vir een of ander dierbare moeder. Jy's nie hier vir jouself nie, jy's hier vir iemand anders. Dis jou neef. Hy's in Ohio. Hy het seer gekry in die oorlog, baie senuweeagtig, seer gekry op die kop, en jy staan hier namens hom. Mag God van die hemel jou beloon, en jy vind dat hy gesond is, in Christus naam. Amen. As jy kan glo, is alles moontlik. Kom glo, nou moenie twyfel nie, glo. Wees net eerbiedig en glo. Lord, I pray that in Christ's name that you will heal our brother. Amen. All right, come, sister. Wanneer jy hier verbygaan, moenie verbygaan soos by broer Branham nie. Ek's net 'n broer sien, maar soos jy hier verbykom, weet jy vervul wat Christus julle gevra het om te doen. Ontvang julle seëning wanneer hy dit aan julle beloof. Sien, ek kan dit nie vir jou gee nie, ek kan vir jou sê deur sy gawe waarvoor jy hier is, maar ek kan jou nie genees nie. Jy weet dit nie waar nie, maar as jy sal glo dat jy dit ontvang, sal jou arthritis jou verlaat. Glo dit goed, gaan nou en glo dit met jou hele hart. Goed, jy moet glo, suster, as jy lewe, sou kanker jou doodmaak. Maar sal jy glo dat God jou daarvan sal genees? Here, in die naam van Jesus Christus, skenk die genesing van hierdie vrou. Amen. Do you believe, sister? God, in the name of Jesus Christ, grant the healing of our sister. Amen. Lord, in the name of Jesus Christ, grant the healing of this man. Come, sister. Kom, suster, glo, suster. Glo, jy gaan nou oor die arthritis kom en jy gaan gesond word. Jy het ander dinge ook, maar dis die hoofsaak. Here, in die naam van Jesus, skenk die vrou se genesing. Amen. Suster, ons sien jou loop op die kierie en ons weet dat net God jou kan genees, ek kan nie. Maar as ek vir jou bid, glo jy God gaan jou laat gesond word, kom hier. Here, ek lê my hand op hierdie vrou. Eendag afgesleep deur die strate van Jerusalem, het 'n ou ruwe kruis gesleep, die bloederige voetspore van die draer uitgesleep, het hy onder die las geval. Sy klein swak liggaam het geval, en Simon het gekom om hom gehelp om die kruis te dra. Eers een van sy kinders wat hier mank loop op 'n kierie. Ek lê my hand op haar in die naam van Jesus Christus. Mag sy gesond wees. Amen. God bless you, sister, and heal you and make you well. Come, brother. God grant the healing of this young man as I pray. In the name of Jesus Christ, may he get well. Amen. Amen. Come, sister. I know you. I believe, aren't you Sister D'Amico's friend? All right, sister. Oh, Lord, this little servant of yours who has... O Here, hierdie dienskneg van U wat na U gekyk het vir genesing, hoe ons U dank in daardie groepie, het U daardie verskriklike kanker weggeneem. En ek bid vir haar, Here God, dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. In die naam van die Here Jesus, terwyl U Gees teenwoordig is, mag ons suster nou opryk en daardie gawe van God ontvang in Christus naam. Amen. God seën jou, dierbare suster. Goed, kom. Koeste dametjie, dis 'n jammerte. Dis 'n senuweeagtige hart wat jou so maak. Maar jy wil Christus dien, is dit waarvoor jy gesond op besig om te dien? Kom hier, laat my bid. Ek het 'n dogtertjie, Rebecca, omtrent jou grootte. Dierbare God, ek het klein Rebecca by die huis gelos om vir hierdie meisie te kom bid. Here, wees haar genadig en gee dat sy genees sal word.
by laying hands on Soos the ons sick. u instruksies volg deur hande op die siekes te lê. These signs U het should beloof follow them hierdie that tekens believe, moet hulle that they volg would wat be geglo healed. het dat hulle genees sou Let word. it be, Lord, Laat in dit wees, Jesus' Here, name. in Jesus naam. Amen. Bless you, sister. Seën jou Make you suster, well. maak jou gesond. Have En nou faith in geloof God. in God. Just be Wees real net reverent. baie Don't eerbiedig. doubt. Moenie twyfel nie. O Christ of God, heal my sister as I lay hands upon her and ask in the name of Jesus for her healing. Amen. Believe now, sister. Sister Sims, Suster I know Sims, you. ek ken jou. Lord God, this dear Here God, woman hierdie who dierbare cooked vrou wat meals maaltyd for vir my gekook het. and has En been goed was vir kind my. to U het in die woord Thou gesê, said in thy u sal word, genadig wees you teenoor will be diegene merciful to wat those who show barmhartigheid bewys. In In so soverre much as wat you've julle done it the gedoen het least, aan that die would be geringstes, dit sou All ek my wees. little ones you Van have my did kleintjies, to me. dit het julle aan my If you shall gedoen. give one of my As jy een van my disciples disippels only a net 'n glass glas of water water gee in die in the naam van 'n name of a disipel, disciple, you sal will not jy lose nie your jou reward. beloning verloor nie. Grant the desire Skenk of die her heart begeerte in van haar hart. Jesus' name. Deur Jesus naam. Amen. Brother Sims, Broer God Sims, bless you. God seën jou. Father Vader God, ek bid vir God, I broer pray Sims, for bid Brother dat U hom die begeerte Sims. van sy Pray hart that sal you'll gee give him the en desire daardie of his seëninge heart. sal skenk, Here, And omdat hy grant goedhartig those blessings, Lord, was as en he's been genade kind betoon and het. showed mercy. Is U genadig You are teenoor merciful diegene to wat those barmhartigheid that show betoon, mercy shall obtain sal mercy. genade kry. And grant, Father, En skenk that Vader the dat die desire of begeerte his van heart sy be hart given gegee in word in Jesus' Jesus name. naam. Amen. Amen. Bless you. Seën jou broer. Just have faith. Don't doubt. Believe. Do you believe? Out in the audience. En net geloof, moenie twyfel nie, glo. Glo julle buite in die gehoor. The lady right behind the lady with her hand up is suffering with trouble with her eyes. Dame reg agter die dame met haar hand op lê aan probleme met haar oë. Glo jy dat Jesus Christus jou sal gesond maak? Wat reg op die buitenste hier sit, glo jy hy sal? Ja, goed. Net daar met die voetprobleem wat net daar sit. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Goed. Jy kan dit kry. Glo met jou hele hart. So as jy glo die dame met haar hande op het daar sien, dis reg, dis die een. Nou lê jou hand oorkant op hierdie ander dame, die tweede dame hier, die vrou met die voetprobleem. Lê almal nou julle hande op mekaar, sit julle hande oorkant op mekaar en ons sal bid. Goed, lê julle hande, dis reg. Lord God, Here God, hulle is gelowiges op hulle sou Jesus nooit kon aanraak nie. En ek bid Vader dat U vir hulle die begeerte van hulle hart sal gee. Hulle het die hoëpriester aangeraak wat hulle uitgeroep het, mag hulle genees word deur Jesus naam. Amen. Don't doubt now. Go home, be well. Nou nie twyfel nie, gaan huis toe, wees gesond om die koninkryk van God se ontwil. Amen. Is jy die dame om voor gebid te word? Glo jy dat ek sy diensknegt is? Is ons vreemdelinge vir mekaar? Ons is. En glo jy dat God die geheim van jou hart aan my kan openbaar? Jy is ware gelowige. Jy is hier vir vroueprobleme. Daardie vroulike probleme is veroorsaak deur 'n bevalling. Jy is mevrou McCullough. Gaan terug huis toe, jy kan gesond wees. Jesus Christus maak jou gesond. Come, sister, believing it. O Lord God, have mercy and heal our sister in Jesus' name. Amen. Come, my sister dear. Father God, I lay my hands on our sister in Jesus' name for her healing. Now the Nou church begin die goes kerk praying nou for these om te sick bid people vir right now. hierdie Start siek praying. mense hier buite. Begin bid. Father God, I lay hands as I weaken down. In the name of Jesus Christ, heal our sister. Amen. Come, my brother. Lord, in the name of Jesus Christ, give to him the desire of his heart. Amen. Almighty God, as our sister comes, grant to her healing in Jesus Christ's name. Amen. Sal u kom suster oor die senuweeagtigheid kom? Gaan nou net aan, jy's genees in elk geval so jy. Toe kom toe ek senuweeagtigheid vir haar gesê het, dit met jou ook gebeur sodat jy kan aangaan. Jou senuweeagtigheid is ook verby. Glo nou met jou hele hart. Jy geloof daar buite, glo God, wees eerbiedig en bid. Lord God, I lay hands upon the woman because it's commissioned by my Lord who's present now to make known his gospel. May our sister be healed. Amen. Come, sister dear. Kom dierbare suster, jy het 'n siekte waarin baie van hierdie mense hier buite ly. Wil jy sien hoeveel ly daar buite senuweeagtige? Hoeveel daar buite ly aan 'n senuweeprobleem? Steek julle hande op, steek julle hande op. Kyk daar, hoe kan jy hulle almal ooit roep sien? But do you believe now? Maar glo jy nou? Goed. In the name of the Lord Jesus, let my sister be well. Amen. God bless you.
Is that right? We'll certainly do that, sister. This is already addressed to her. All right, they got some of them right here. We're going to take them right in a few minutes and pray for them. God bless you, sister. God bless you. Come, sister dear. Now, Lord, who raised Jesus from the dead, I pray that you'll give to our sister the desire of her heart as she's reverently stood in the line, waiting. I pray this prayer of faith in Christ's name. Amen. Bless you, sister. Don't doubt now. Believe with all your heart. And gracious God, I put my hands upon this woman who thou hast fed and raised all her life, given her the breath that she breathes. You hold it in your hand. May I lay my hands upon her in the name of your Son, Jesus, and may she be healed. Amen. Amen. That's right. Dis reg, suster. God seën jou. Come, my sister dear. You might think you're a little old, but you're not. God never called Abraham till he was 75. Then gave him the promise when he was 100 or fulfilled the promise. So you can be healed now. Lord God, give unto this sister her desire. Amen. Bless you, sister. Come, sister dear. Just look at the people's praying for you. You have to get well. Lord, I pray that you'll heal her. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Come reverently, sister, believing. Nothing is impossible with God. Father, as she holds the word of life in her hand, may it become real to her for her desire. In Jesus' name, amen. God bless you. A little lady, Saam met ons sien jou krom lede, maat, wat waarskynlik polio het. En jy weet dat God dit kan genees. O, hoeveel ek hom nie sien genees nie. Ek het gebid vir 'n dametjie hier 'n tyd gelede wat so krepeel, sy het 2 krikke aan haar gehad, 2 stitte aan, en sy het daardie aan in die bed gelê toe hulle die krikke verwyder het. En die volgende oggend het haar moeder flou geword. Hier kom sy oor die vloer geloop, normaal en gesond. God het na die bed toe gekom deur die nag en haar gesond gemaak. O Here, ek lê hand op hierdie jong meisie, Here, sy sal altyd verdraai wees as U haar nie help nie. Laat dit vir haar wees, Here, sal U, ek bid met die opregtheid van my hart, 'n vurige, kragtige gebed tot U. Laat dit ook met hierdie meisie wees dat sy gesond gemaak sal word, deur Jesus Christus naam. Amen. Bless you, sister, and give you what you ask for. You believe it, don't you? Then He'll never fail you. Come, sister. Amen. Almighty God, I lay hands upon our sister in the name of Jesus Christ for her healing. Amen. Believe that. You believe, sister dear? Lord, as I lay hands upon the woman as she comes not to a man but to God, we pray, Father, that you'll heal her in Jesus' name. Amen. Lord God, bless this little lady, and may she be healed, and may the request in her heart for another loved one be granted too, in Jesus' name. Amen. I see He knows all things. All right. You believe now, sister? Father God, as I lay hands upon our sister and ask reverently in Jesus' name that you'll heal her. Amen. God bless you, sister. Come now. You want to get over your arthritis and be made well? Just believe Him how you'll receive it. Lord, in Jesus' name, heal her of arthritis and give her the desire of her heart. Amen. Come, my sister. Father God, as I reach out to take hold of this woman's hand, I pray that you'll heal her, Lord, in the name of Jesus. Amen. God bless you, sister. Father God, I catch the hand of this woman, and by the feel of her hand, she's worked hard. Oh, Lord God, may her reward come. May she be healed in Jesus' name. Amen. Come. Kom, 'n blinde man, wel broer, God gee sig aan die blindes. Jy glo dit nie waar nie? As daar enige manier was dat ek jou oë kon oopmaak, sou ek dit graag doen. Ek kan nie jou oë oopmaak nie, ek's net 'n man. Maar ek kan bid vir God om dit te doen wat dit kan doen, en glo jy, hy sal dit vir jou skenk. Die gehoor bid saam met jou vir die blinde man. Dear God, this man sitting in darkness, Dierbare God, hierdie man sit in duisternis. Maar U het deur 'n stadspoort gekom eendag en 'n blinde man het om genade geroep. En U het net met hom gepraat en gesê, ontvang jou sig. En U het omgedraai en in die pad afgegaan. U het nie baie ver gegaan totdat die man begin oplet dat hy sy sig kon ontvang nie. En hy het begin juig en U begin volg, God geprys.
O Lord God, who sent O Here Jesus God wat to Jesus die gestuur in het om our in ons stead, plek te that sterf, our unrighteousness sodat ons might be ongeregtigheid ons not nie imputed toegereken unto mag us, word nie, but that his maar dat sy righteousness geregtigheid might vir ons kan atone for versoen. us. Laat dit vanaand Let it be wees tonight, soos as ek, I, your u nuttelose unprofitable servant, diensknegt, lay hands upon hande the lê op die blind blinde man, may mag he hy sy receive sig his sight ontvang, in the in name die of naam Jesus van Christ. Jesus Christus. Amen. Amen. God grant it to you, my brother. Skenk dit Go vir jou, my believe. broer, gaan glo en dit sal gebeur as jy dit glo. Father God, in the name of Jesus, grant the healing of this woman for your glory. Amen. If thou canst believe, all things, are you believing with me? Is every doubt vanished from your hearts? All unbelief is gone. As jy kan glo, is alle, glo julle saam met my? Het elke twyfel in julle hart verdwyn, is alle ongeloof weg? There's a colored lady sitting back Daar's there 'n with a klere red dame hat wat on, daar agter sit praying met 'n for her rooi hoed stomach op wat condition. bid vir haar maagtoestand. You can receive your Jy healing. kan jou genesing ontvang. Dis reg. That Dit het did dit it. gedoen. Ek ken nie die I do dame not nie. know Ek the het haar lady. I've nog never nooit seen gesien her. nie. You say, Julle sê how hoe did dit that happen, gebeur, Brother broer Branham? Branham? I don't know. The woman was Ek sitting weet there nie, die vrou het daar praying. gesit en Ask bid, her. vra haar en iets wat And sy something aangeraak she het. touched. En toe And dit when het, it het did, ek die I lig seen sien the light oorgaan go en off breek and en break. daar And that was 'n a visioen. The woman with the stomach Die vrou met 'n maagprobleem wat terugtreë, ry kosse maak haar siek en nar en suur op haar tande en dinge. Dis 'n maagseer, maar sy gaan nou gesond word. Sy wil kyk na haar, sy 20, sy 15 tree van my af. Ons ken nie mekaar nie, wat het gebeur? Ek het haar nooit gesien nie, sy kon my nie aanraak nie, kon sy. Maar sy het iets aangeraak wat teenwoordig is. Wat was dit om die Bybel te vervul? Die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Die vrou sit daar, sy het geen gebedskaartjie nie, of sy sou in die ry gewees het. So sy het net begin glo. En wat het gebeur? Iets het gebeur. Dieselfde ding het gebeur dat toe iemand Jesus aangeraak het, 'n vrou met 'n bloedvloeiing. Hy omgedraai het en gesê het, iemand het my aangeraak. Hy het rondgekyk tot hy haar gevind het en gesê, jou bloedvloeiing is weg, jou geloof het jou gesond gemaak. Nou dieselfde Jesus, nie ek nie, sy het hom aangeraak. Ek sê man, ek ken haar nie, ek net intellektueel. Die Heilige Gees is hier, die een waarvan ek gepraat het, die balsem wat vir die kerk gegee is. Sy het die hoëpriester aangeraak en hy het omgedraai en gewys wat dit was. Nou is dit nie Jesus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid nie. Nie broer Branham dieselfde gister, vandag tot in ewigheid nie. Maar Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dis wie dit is. Dis ons geseënde hemelse Vader, vir wie ons liefhet met ons hele hart. Het julle hom lief? Nou, is dit almal? Ek sê jammer suster, jy is een van die pasiënte. Goed. Ons is ook vreemd, is ons nie? Nou hier net 'n oomblik vir die res van julle. Hierdie is die laaste een in die gebedsry hier, maar nie die laaste een om genees te word nie. En as ons vreemdeling is vir mekaar, dit kom weer by 'n wit en gekleurde. Ek ken jou nie, jy ken my nie. As dit reg is, sodat die mense sal sien. Ons het nog nooit ontmoet nie, hierdie is ons eerste keer. Maar as Jesus aan my die geheim van jou hart sal openbaar, sal jy glo dat dit hy is wat dit doen? Sal die gehoor om net hier aanvaar dat hy die geheim van julle harte ken en vir julle sal gee? Sien mense in die gebedsry met die kaartjies, mense in die gehoor sonder kaartjies. Dit maak nie saak nie. Maar dit maak my net so swak. Die dame se probleem is op haar ledemate. Dis iets wat net jeuk en brand. En jy was by die dokters en die dokters kan niks daaraan doen nie. Glo jy God kan vir my sê wie jy is? Mevrou, gaan huis toe. Dit sal jou verlaat. Jesus Christus sal jou gesond maak. Glo elke persoon hier binne met jou hele hart. Nou julle, hoeveel gelowiges is nou hier? Steek julle hand op, sê ek glo. Nou ek gaan julle vertel wat die Bybel gesê het. En die Bybel het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg.
Nou almal van julle wat siek is, steek julle hande op. Nou laat elkeen van julle hande op mekaar lê. As julle gelowiges is, lê julle hande op mekaar. Sien, dis nie net vir myself nie, dis vir sy dogter, die kerk. Waarom is my dogter nie gesond nie? As daar balsam in Gilead is, as daar 'n geneesheer is, waarom is my dogter dan nie gesond nie? Sien, nou is dit alles hier. Glo jy die geneesheer is hier? Glo jy die balsam is hier? Die Heilige Gees? Dan ontvang dit net. Nou lê julle hande op mekaar. Nou moet jy nie vir jouself bid nie. Bid jy vir die persoon waarop jy jou hande het. Hulle sal vir jou bid en op daardie manier sal God elkeen van julle genees. Is julle gereed om te bid? Lê nou julle hande op mekaar. Laat ons ons hoofde buig. Lord, there is a possibility Here, daar is 'n moontlikheid dat daar mans en vrou hier sit dat ons nooit weer hierdie kant die rivier sal ontmoet nie. Maar wanneer ek by daardie laaste dag kom en ons in U teenwoordigheid moet staan soos ons nou staan, met my hele hart het ek die mense U waarheid vertel, dit aangehaal uit die woord, dat die laaste woorde wat U gesê het voor U die aarde verlaat het, according to the scriptures, you said these signs shall follow them that believe. Volgens die skrif het U gesê vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. En die laaste woorde wat van U lippe gekom het gesê, as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nou in hierdie skool auditorium vanaand is daar baie hande van gelowiges wat op die siekes lê en hulle bid. En hoor ons, o God, en bid dat U gebed sal beantwoord. Elke gebed wat gemaak word op hierdie tyd. Mag die krag van siekte vanaand verbreek word in die lewe en liggame van elkeen van hierdie mense. Mag die Heilige Gees net nou op 'n spesiale manier spreek, soos hy het en die mense laat weet dat Christus, die Seun van die lewende God, nie dood is nie, maar lewe vir ewig en hier is by ons. Mag sy teenwoordigheid en krag deur hierdie gehoor gaan, op elke lip en in elke persoon in. Mag die geseënde Heilige Gees se kragte deurtrek en die boeie van siekte breek en hulle almal vrygelaat word. Hoor die gebed van die diensknegt, Here, soos ek alle siekte beveel om die liggame van hierdie mense te verlaat in die naam van Jesus Christus. Amen. Almal wat Jesus aanvaar het as julle persoonlike geneeser en glo dat God julle liggaam genees het, staan op julle voete as 'n getuienis van hierdie groot genesingskrag van die Here God. Ek gee nie om of jy krepeel is nie, wat ook al verkeerd is, staan op jou voete en aanvaar jou genesing. Goed, Joseph. If you believe it with all your heart, raise your hand. As jy dit glo met jou hele hart, steek jou hand op in die opdrag van die Heilige Gees deur die woord van die lewende God. Verklaar ek dat elkeen van julle genees is volgens julle geloof in die naam van Jesus Christus. God seën julle, gaan en juig.